Nou as 'n ou bietjie kyk na Dawid se lewe, kan ek vir jou sê hy was eintlik 'n stoute mannetjie, want hy het nie altyd gedoen dit wat reg is nie, nê. Dawid was 'n moordenaar, egbreker, seker gemaak hulle maak hierdie ou dood. En daar's 'n klomp sonde in Dawid se lewe eintlik. In sy eie huishouding laat hy 'n klomp goeters toe wat geen pa ooit moet toelaat nie. Maar daar's 'n verskil in Dawid. Daar's 'n verskil in Dawid. En dis elke keer as die profete na hom toe kom en vir hom sê, Dawid, jy's besig met die verkeerde ding, jy het gesondig teen die Here, dan skeer hierdie koning sy klere en hy gooi as om sy kop en hy gee nie om wie om hom is en wie na hom kyk en hoe hy lyk nie, en hy verneder hom so al voor God en hy vra, Here vergewe my. En dan sal 'n baie belangrike ding wat ek dink baie van ons as Christene vergeet is, Dawid gaan dan daarvan af weg en hy gaan doen dit nooit weer. Hy sondig nie weer. En vir Dawid sê hy dat sy generasie na generasie altyd op die troon sal sit. Daar sal altyd 'n seun van Dawid se geslag op die troon sit en ons ken hom vandag as koning Jesus.